Verlede week het ons die vraag gevra: Paasfees, herdenking van die begin of die einde? En was ons opskrif dan ook van die kruis na die graf? Vandag kyk ons na die tweede gedeelte van hierdie boodskap met die opskrif: die lewende Christus, die lewende kerk. Nadat Jesus uit die dood opgestaan het, het hy nie onmiddellik verdwyn nie. Vir 40 dae het hy aan sy volgelinge verskyn en bewys dat hy lewendig was. Vreesbevange disippels het dapper getuies geword. Twyfel is omskep in onwankelbare oortuiging. Dink aan man soos Petrus, wat Jesus 3 keer verloon het. Nadat hy die opgestane Christus ontmoet het, sou hy later in die openbaar staan en hom sonder vrees verkondig. Wat het dan verander? Die opstanding. Hulle het nie 'n filosofie versprei. Hulle het getuig oor 'n persoon wat hulle lewend gesien het na die dood. Die opstanding het ook Jesus as Here en Messias bevestig. Dit het elke belofte wat hy gemaak het, bevestig. Dit beteken dat die Christendom nie op sentiment gebou is nie, maar op 'n historiese gebeurtenis. Voor sy kruisiging in die Evangelie van Johannes hoofstuk 14, het Jesus sy disippels voorberei op wat kom. Hy het vir hulle gesê: ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. Hy het van die Heilige Gees gepraat. In Johannes 14 vers 16 tot 21 leer Jesus verskeie kragtige waarhede. Die Heilige Gees sou as 'n helper en 'n trooster kom. Die disippels sou nie as weeskinders agterbly nie. Omdat hy leef, sou hulle ook leef. En laastens, die wat hom liefhet, sal by sy opdragte hou en dit uitvoer. Let op die verband. Hy sê, omdat ek lewe, sal julle ook lewe. Die opstanding is direk gekoppel aan ons geestelike lewe. Ons volg nie die leerstellings van 'n dooie leier nie. Ons het 'n lewende verhouding met 'n opgestane Here deur die Heilige Gees. Toe Jesus later hemel toe opgevaar het, was dit nie verwerping nie. Dit was troonbestuiging. Hy het in heerlikheid na die Vader teruggekeer. Van daar af regeer hy, tree hy vir ons in en bemagtig hy sy kerk deur die Gees. Die disippels het hul rol duidelik verstaan na die opstanding en nadat Christus opgevaar het. Hulle het verstaan dat hulle rol was om getuies te wees van wat hulle gesien en gehoor het. Om bekering en vergifnis van sondes te verkondig. Om disippels van alle nasies te maak. En om in gehoorsaamheid en liefde te leef. Die opstanding het van bang volgelinge dapper ambassadeurs gemaak. Die meeste van hulle sou ly en sterf vir die getuienis. Mense mag sterf vir wat hulle glo waar is, maar hulle sterf nie gewillig vir wat hulle weet onwaar of vals is nie. Hulle was getuies van die waarheid. Hulle was oortuig omdat hulle die opgestane Christus gesien het. Paasfees gaan nie net oor die onthou van 'n gebeurtenis. Dit gaan oor om in opstandingskrag te leef. Omdat hy opgestaan het, het ons hoop in lyding. Het ons moed in getuienis. Het ons sekerheid in verlossing. En het ons 'n doel in sending. Dieselfde Gees wat Johannes 14 beloof is, lewe in elke gelowige. Ons is nie alleen nie. Ons is nie weeskinders nie. Christus woon in ons. Paasfees roep ons om te reageer. Die disippels het met gehoorsaamheid gereageer. Ons moet ook reageer. Met berou, vertroue, liefde en proklamasie. Die kruis was vir ons God se liefde. Die leëgraf wys vir ons God se krag. Die hemelvaart
wys vir ons Christus se gesag. Die Heilige Gees wys vir ons God se teenwoordigheid saam met ons nou. Paasfees verklaar, Jesus leef. En omdat hy leef, leef ons ook. Amen.